Kan die sitplek neem, dankie. Is jy reg? Geliefdes in die Here Jesus Christus, voordat ons begin met ons erediens, wil ek graag vir u die afskeidsbrief voorhou. 'n 'n
Met sagte harte en diepe dankbaarheid vir 'n mooi lewe neem ons afskeid van Tannie Koekie. 'n Geliefde ma, ouma en ouma Grootjie, wie se liefde, wysheid en 'n rustige gees 'n lig vir haar familie en almal om haar was. Sy het op 31 Maart 1951 die wêreld binnengekom en op 28 November 2025 sagend deur haar aardse reis voltooi. Haar nalatenskap van liefde en omgee vir haar medemens sal altyd in ons harte bly voortleef. Haar deur en haar hart was altyd oop vir enige raad, troos en bystand. Ek vra julle nou om op te staan vir die woorde en die seëngroet en daarna sing ons saam van die bekende lied 510. Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Al 3 dae verse in lied 510. Ons begin, ons voortgang en ons volleinding is in die naam van die God wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons buig ons hoofde in gebed. O Here, U is ons God, en ons is eintlik maar net aarde en stof. U is ons skepper, en ons is die werk van U hande. U is ons
herder. En ons is die skape. U is ons verlosser. En ons is die verlosters. U is ons Vader. En ons is die kinders en die erfgename. En daarom, o Here, sien ons vandag van onsself en van alle mense daarop af. En ons neem ons toevlug alleen tot U, U wat met ons genade verbond gesloot het. Waardeur ons Here Jesus Christus as sy liggaam eenmaal aan die kruis tot 'n volkomme offerande vir ons gegee het, ons met U in ewigheid versoen het. En nou vra ons, Here, neem ons toch onder die heilige leiding en beskerming en vertroos ons. Help ons dat ons met vurige begeerte al die vergankelijke dinge verag en die hemelse bedink. Laat niks van ons van U liefde skei, Here. Maar laat ons eerder dagelijks al meer en meer na U toe kom, sodat ons die einddoel van ons roeping, namelijk met Christus te sterwe en weer op te staan en in ewig te lewe met vreugde mag aanvaar. Bring ons elke dag nader aan U, Here, en wapen ons met geloof en hoop, sodat ons nie tot skande word deur enige skrik vir die dood nie. O Here, ons beveel onsself in U hande. Ons bid vir hierdie familie, Vader, vir kennisse, vir vriende, vir baie lang. Ons bid vir hulle, en waar ons aan die einde van die lewe van U gekom het. Ons sê dankie, Here, vir die troos met U woord. En as ons nou daaraan luister, laat ons ook daaraan dink, Here, dat het eintlik is wanneer die kragtige werking van die Heilige Gees met ons wil praat, al is dit weer 'n swakke mens. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ek lees in die Bybel uit die Nuwe Testament in Matteus hoofstuk 11 van vers 25 af. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge vir slimme, geleerde mense verwerk het, maar dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit die genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toe vertrou en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom bekend maak. Kom na my toe, julle wat vermoei en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, my las is lig. Ons skriflesing is tot daar. Weet julle, elke van julle wat na die woord van God luister en dit glo en daarvolgens lewe, sal ewig lewe. Ons teksvers vandag is Matteus 11 vers 28, die bekende woorde: Kom na my toe, julle wat vermoei en belas is, en
sal julle rus gee. Geagte broers en susters en kinders, daar is so baie dinge in ons lewe wat 'n mens kan vermoei en belas. Daar is so baie dinge wat gebeur om ons geluk te verstoor en ons ideale te laat kwyn. Ja, soms pak die donker wolke, soms skielik oor ons saam. En die lewensvreugde van wel eer verdwyn om plek te maak vir lewensleed. Vir elke mens is daar stryd en teenspoed. Is daar smart en pyn om te verduur. Daar is angsvolle dae, kommervolle nagte wat deurworstel word. En die laaste rit van haar lewe het die van u wat saam met haar en naby haar geleef het, dit ook gesien in die lewe van Kokkie van Rooyen. Die swaarheid, die pyn, die ongemak. En broers en susters, 'n mens besef dit vandag weer, as ons myself dink daaraan, dat ons self hoe eenvoudig dit kan deurmaak. Hierdie lyding en lewensmoeite en neergedruktheid, die onrus en benoudheid, laat 'n mens vra, waaraan en waartoe? En as die kruis so zwaar wordt, en die nood, ja ons nood, so groot, dan wordt ons ook genoodsaak om te roep om hulp en bystand. En so kom daar benauwde tye om te deurworstel. Tye wanneer dit vir ons voel asof dit donker geword het, of daar geen ligtende ster meer voor ons is nie. En dan word die las so zwaar om te dra, en die nood, ja ons nood, so groot. Geliefdes, weet julle, hierdie dinge kom nou eenmaal in die lewe van 'n mens, sedert daar die tyd toe die rus in die paradys verstoor is, sedert die tyd toe die mens in sonde geval het. Ons kan die kruis nie ontwyk nie. Ons kan die nood, die stryd eintlik nie ontvlug nie. En daarom lyk die werklikheid baie keer vir my so somber. Maar hoe droewig en somber en vol onrus die lewe ook mag wees. En dis wat ek wil bekend vandag. Hoe dit om alles. Goddank, daar is een na wie ons toe kan gaan. Een na wie ons kan gaan. Ja, daar is een wat in tye van stryd ons nie alleen laat bly nie, wat ons in tye van pyn nie alleen laat stry nie. Dis hy wat ons vandag toeroep in hierdie wêreldwye taal. Dis hy wat julle nooi. Kom na my toe, jy wat vermoei en belas is, en ek sal jou rus gee. Ken ons die skepper van hierdie woorde? Ken ons die Heer van hierdie taal? Kan dit 'n gewone mens, 'n sterfling soos ons wees, wat hierdie uitnodiging rig? Nee, dit is Jesus. Dis Jesus. Hy wat gekom het om ons salig te maak. Dis hy, wat toe hy op die aarde is, self soveel stryd en pyn en lyding moes deurworstel. Alles het hy om ons ontwil gedoen. En nadat hy dit deurgemaak het, hou hy ook nog 'n gedagte wat ons moet deurmaak. En God se seun sal ons nooit in al ons aardse leed vergeet nie.
Hy dink nie net aan ons nie, maar hy wil ons ook daadwerklik help. Hy wil ons help. Hy wil ons las lig maak. Vandaar dat hy op 'n dag soos vandag ons sê, kom na my toe, jy wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal jou rus gee. Kom na my toe, jy wat vermoei en belas is. Hierdie roepende stem van ons Here en ons Heiland is so troostryk. Is so ryk die belofte wat sy uitnodiging vir ons inhou. Hy vra nie net dat ons na hom toe kom nie, hy verseker ons ook dat hy ons daadwerklik wil help. Hy verseker ons dat daar wel rus vir hom te vind is. En daarom kan julle wat vandag hier is, wat afskeid neem van iemand wat in julle lewe ook 'n rol gespeel het, 'n baie groot rol in meeste se lewe, julle kan weet, daar is troos en krag en bemoediging. Hy sal jou verontruste hart tot rus bring. Hy sal jou moed en jou krag gee. Want onthou, hy het jou duur gekoop met sy kosbare bloed. Broers en susters, hy het jou gekoop met sy bloed. Met sy bloed. Kom na my toe, julle wat vermoei en belas is, en ek sal julle rus gee. So roep die Here en die Heiland julle vandag toe. En duisende mense wat aangegee op hierdie roepstem kan dan getuig van die weldadige rus wat daar wel by te vind is. Hy maak alles sy belofte waar aan almal wat hom ken en wat tot hom hulle toevlug neem. Jesus het vir ons plek berei by God. Die boek sê, hy kom weer. Hy kom weer. En hy sal ons na hom toe neem, sodat ons ook kan wees waar hy is. Dat wil sê, in die nuwe Jerusalem, waar die son nog die maan nie nodig sal hê nie, omdat die heerlikheid van God het sal verlig. Daar sal God al die trane van jou oë afvee. En broers en susters, daar sal ook geen dood meer wees nie. Want die Here sal daar die laaste vyand van die mens, die laaste vyand van die mens, wat is die laaste vyand? Wat is jou laaste vyand? Die Here sal die laaste vyand, die dood, jou dood, om sy voete vertrap. Geliefdes, laat ons dus vandag luister na die uitnodiging van ons Here Jesus, as hy sê, kom na my toe, julle wat vermoei en belas is, en ek sal julle rus gee. Dit bly immers net hy wat rus kan gee. Ware rus wat nie net vir hierdie tyd hier nie, maar vir die ewigheid. Broers en susters, wie tot Jesus gaan, kom nooit mislei of bestaan daaruit nie. Kom daarom, my liefdes, laat ons nie doof wees vir sy roepstem nie. Al is ons hart seer, of al is ons lewensweg so moeilik om te loop, al is die stryd so afmattend, laat ons deur dit en oor dit alles heen kyk na hom, die roepende, die soekende Heiland. Wie weet, dalk soek hy vandag nog na jou. Broers en susters, laat ons deur dit kyk na die roepende, soekende Heiland. Kom ons gaan na hom toe, want ons lewe is nie 'n lot nie. Ons lewe is 'n taak. En met ons sal ons sag word. En sal ons las lig word
By ons sal ons rus vind. En deur ons sal ons begenadig word om ook eendag die ewige rus in te gaan. Kom, tree dan met moedig voort, 'n vaste vertroue op sy woord. Al lei ons weg deur smart en vrees, tog kan ons weet, ons einde sal salig wees. Amen. Kom ons gee aan God die eer deur die pragtige lied te sing wat op u brief is. O Heer my God, as ek die eerbied wonder in al u werke elke dag gaan skou, die son en maan, die aarde, sterrewolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Dis lied 464 en dan bly staan vir iets spreek van die seën. Amen.
van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en dan julle vrede gee. Amen. Voordat ek aan die name van die draagslag voorhou, wil ek graag net eers vir Hansie van Wyk vra om die bedankings te kom doen. Maar as eers iets wat ek nog voor dit wil doen. En dis 'n bedanking van die familie aan Hansie en Elmarie. Hoe sê mens dankie? Dankie vir die rit hospitaal toe, dokter toe, en oral waar ons moes wees. Elmarie, dankie vir die maak van die kos en al die voorbereidings. Sonder julle sou ons dit nie gemaak het nie. Baie dankie, Hansie. Sal jy dan die bedankings kom doen? Ek wil net eers voor ek begin met die bedankings vir almal sê baie dankie dat julle hierso daar bereik was om julle dag tyd af te staan saam met ons afskeid te neem vir ons ma. Ons waardeer dit opreg. Maar voor ek begin met die bedankings wil ek net eers graag 2 briewe lees. Die eerste ene is 'n huldeblyk aan Frikkie. Frikkie, jy was ouma se steunpilaar. Jy was daar kon ons nie daar kon wees. Met jou woorde, nog interessante feit, ouma, het jy haar rede gegee om aan te gaan. Jy het gesorg dat sy eet, anders sou sy vergeet. Jy het gekyk dat sy haar medikasie gebruik en jy was haar wagom tot op die einde. Ons laaste week het hierdie nagte by haar bed gewaak. Tussen jou, Tannie Mimi en Sonika het julle ongelooflik baie gehelp. Ek weet, die laaste week was die moeilikste, maar jy het sterk gestaan tot die einde. Baie dankie, Frikkie, vir alles, Tannie Anne. Mense, verskoon my, ek het nog 1 briefie lees. Hierdie niggie van my kon nou nie dit maak vandag nie. Dit is ook 'n groot operasie in my pak. Ek wil net hierdie brief ook voordra. My liefde Tannie Boekie. Dis met 'n seer hart dat ek die briefie skryf. Hoe groet ek my tannie met 58 jaar deel was van my lewe. Ons het altyd so lekker gelag by familieeenkomste. En ons het baie Kersfees saam gespandeer en lekker grappies gemaak. As ons iets wou weet van iemand in die familie, dan het ons Tannie Boekie gebel. Sy het altyd gehelp met inligting op 'n storieetjie. Ons het ver van mekaar gebly. Kuier was min. Sy was altyd net 'n oproep weg. Dan het ons lekker gesels en lekker geskinde. Ek gaan dit baie mis. Rus sag met liewe Tannie, lief jou altyd, lyntjies. Ek wil ook aan die kinders en kleinkinders dankie sê, dat julle so mooi na haar gekyk het. So jammer dat ek nie daar saam kan julle kan wees nie. Tannie Mimi, ons het nooit ontmoet nie, maar ek weet, Tannie was altyd daar. Dankie vir Tannie se hulp. Baie liefde Blinda, lyntjies en Julius. Nou wil ek net oorgaan na die bedankings toe. Jou eerste Donnie, wil ek sê baie dankie. Ons so kort kennisgewing, dat ons net gewillig is om die te kon waarneem. En op so 'n wyse wat jy dit altyd so doen, ek baie dankie. Ek wil eerstens vir Tannie Mimi en Sonika dankie sê vir 'n leeftydse vriendskap, raad en steun. En Sonika vir die blomme wat jy en dat jy die week by ma gesit het. Sonder jou sou dit baie moeilik gegaan het. Dan Tannie Leonora, dankie vir die Tannie se raad, hulp en ondersteuning.
Dan vir Dr. Erasmus en Tannie Wilma, ook vir hulle raad, sorg en bystand. Dan wil ek ook net vir Dominee Wiekes baie dankie sê vir die besoeke wat hy by ma aflê het, die gebede, en ook vir Des, ook baie dankie sê, ma se ouderling, hy was ook maar steunpilaar vir ons, in die tyd van ma so siek was, sy tyd afgetal om dit vir ma te besoek. Karin en Roos, vir die vervoer van die bed, en vir Karin se geselfies, en die foto bylaag. Baie dankie Karin, ons waardeer dit opreg. Dan vir hy net die opneem van die diens, waar dit vir mense moontlik gaan maak, om dit te kan sien op YouTube, na die verrigtinge verby is. Dan Jenny, dan die Bessie, Sinan almal, en al die sisters en almal wat gehelp het met die verversings. Ons waardeer dit opreg, en die werk net vir ons makliker gemaak. Dan wil ons graag vir Kobus bedank, van International Begrafenisondernemers. Kobus, baie dankie. Ons waardeer dit, jy het ons ook so maklik gemaak, jou professionele manier weer dit gedoen het. Ek kan baie mense verwys na Kobus toe, en ek kan jou wyd adverteer, Kobus, jy is regtig staatmaker. Jolande, die plesier wil ek ook dank vir die Rykers, as ook Jandre, Amber, Andrea, Christo, Meer, Ellen, vir die blomme. Ek waardeer opreg. Dan wil ek ook dankie sê vir al die oproepe en boodskappe van almal wat my elke dag gebel het en vir ons as familie. Dit is eintlik goed om te weet hoeveel mense is daar in tye van nood, of net 'n woordjie te sê, dit help baie. Dit maak die hart so ligter. Dan wil ek ook vir Petrus Bothoff baie dankie sê. Petrus, ook vir jou ondersteuning. Tyd wat Manuel op tafel het, en ook met jou ondersteuning en reëlings by die begrafnis. Ons waardeer dit as 'n gesin opreg. Rassie Jacobs, baie dankie ou Rassie, vir die oopmaak van die graf. Jy het nie nog geweier en gedink, jy gaan dit doen of nie doen nie, jy het dadelik ingestem. En baie dankie, dat dit ook vir my dit makliker gemaak is. Ons as gesin, vir die oopmaak van die graf, en ook vir Johan ons koster, wat gaan kyk of alles reg is. Dit het net alles baie maklik gemaak. Baie dankie. Dan wil ek ook vir my personeel by korrektiewe dienste Here sê baie dankie. Thank you colleagues that you were here today and for all the messages and everything. You know we are here at correctional services as well, like a family. If someone get hurt or there's hurt in the family, everybody feel it. Thank you. I appreciate it a lot for your time that you are here. Dan wil ek ook graag Aaron, jou laaste maar nie die minste dank. Aaron sis, jy het die jare alles opgeoffer gemaak. Jy het daar gekyk, jy het daar gesorg, waar ons nie kon nie, jy het alles buit gedoen. Sonder jou sal ons niks kon doen. Sonder jou sal dit vir ons moeilik gewees het. Jy het jou lewe opgeoffer gemaak. En ons waardeer dit opreg. Jy moet dit weet, ons is baie lief vir jou, en baie dankie, dat jy maar opgeskep het. Daar sê, baie dankie julle, dat daar dalk iemand is wat ek dalk uitgelaat het, verskoon my maar ek kom na die einde van die bedankings. Baie dankie. Baie dankie Hansie vir die bekwame wyse waarop jy hierdie bedankings te doen. Ek gaan nou die name van die draers uitlees. Ek wil graag sê, ek gaan eers die name van die draers by die graf lees, en dan die name van die draers by die kerk. En by die uitlees van julle name, en jy asseblief hier na vore toe gaan om saam met die begrafenisondernemer uit te stap, en daarna sal ons volg.
By die grafsal as draas optree Hansie van Wyk, Eddie Austin, Tomsie van Wyk, Angelique Austin, Christo Bronkhorst en Jaldere Houston. En die draas by die kerk is Andrea Bronkhorst, Herbert Cochran, Zetty du Plessis, Elzaan van Wyk, Jessica Austin en Frikkie Austin. Baie dankie ook aan ons onderwys wat vandag vir ons hier begeleid, groot waardering daarvoor. En vir die bepaalde wyse wat ons begrafenis om die belaag geregeld. Groot waardering daarvoor. En as jy my skaal was, jy gaan die plekke inneem, soos ek jy verduidelik het, want hulle is hier ook nie gedra. So jy is nie selfde plek waar jy was, nie die middelste mense is ook nie selfde plek. Kijk daar dan doen, jy het so doen. Is jy reg? Is so? Ok, daar kan ook nog een plek op so. Is so. En ons gaan doen precies iets wat ons in is op te hoor? Wat so? Ons kan beweeg na die leidbaan. Is jy reg? Jy lag met my draai. Dat ons hom in die draai, kom so toe, ja, so. Draai. Ja, sit ons my in die middel neer asseblief. En dat jy net so my insluit. Ja, so. Nou dan is reg, jy kan bos is reg. Ah, daar is hij nou. Hier hadden we wel vast. Dit gaat nou wel. Dit is verder voor. Nee, maar dit is voor mij. Dit is voor dit zijn. Lên được rồi, xong rồi. Je moet eerst uit en afzetten. Hoe lijkt het? Take that serious.
when we're done, I want Joel to come on my side. This question, this question. Pick the basket quickly. Basket is so that the
gister moes gaan, maar maak seker jy's reg. Dankie, bro. Is jy reg, Tati? Ja. Hy's reg, baie dankie, kan die plek neem. Será? Passa aqui. Geliefdes, ek gaan nou eers vir ons 'n stukkie uit die Bybel lees uit 1 Korintiërs 15. Daarna die geloofsbelijdenis en dan die begrafnisformule. Maar voor ons dit doen, wil ek net vra, kom ons buig net ons hoofde en vra weer vir God se genade. Kom ons bid. Here onze God, ons dankie dat ons nie alleen is hier nie. Dat U ook hier by ons is, saam met ons is, en dat U vir ons lief is. En dat U ook in moeilike tye soos hierdie ons troos en bystand is. En ons dankie, Here, dat ons op U kan vertrou. En daarom bid ons weer, omvou ook hierdie familie en vriende met U liefde en U teenwoordigheid. En gaan ook met ons, as ons hier vandaan verder gaan. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ek lees nou vir U uit 1 Korintiërs 15 van vers 51 af. Kyk, ek maak 'n geheimnis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur. Want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word. En as ons nog lewe, sal ons ook verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike liggaam bekleed is, sal die woord waar word wat geskrywe staan. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Geliefdes, kom ons bely nou ons algemene Christelike geloof as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat weer opgestaan het uit die dood op die 3de dag, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy weer sal kom, om te oordeel oor hulle wat nog lewe, en hulle wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo ewige lewe. Amen. Geliefdes, daar dat die almagtige God behaag het om die siel van ons dierbare suster Louis van Rooyen tot hom te neem. Daarom vertrou ons nou haar liggaam aan die aarde toe. Aarde tot aarde, as tot as, stof tot stof. En die vaste en sekere hoop van die opstanding tot die ewige lewe. Wanneer ons Here Jesus ons vernederde liggame aan sy verheerlikte liggaam gelyk sal maak, en ons tot hom sal neem in ewigheid. Amen.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Amen. Dames en Here, gaan gee geleentheid gee vir 'n laaste groet en eerbewys. Welkom. Kan ek hom nader toe? Trap net mooi langs die graf asseblief. Ja, nee. Ek sien uit om te doen. Wat sê jy? Wat grondje wil gooi, is welkom, jy kan nader staan vir my. Is welkom. Dat van dit is welkom, as er nog iemand is. Vir jou laaste geleentheid gee. Dames en here, ons verrigting is afgehandel. Ek gaan die matte masjiene skuif en dan gaan ons help toemaak. Baie dankie. Tefo.
Dat is echt graven, dat is echt. Kijk maar nader staan. Hij is wel hier, dat is niet meer graag.